Goeienaand, baie lekker om saam jou te kuier. Ek glo die hele Suid-Afrika, die hele Afrika het op die punte van hulle stoele gesit en die meeting tussen Trump en ons president geluister. Nou ja wel, ek het net 'n gedeelte geluister wat vir my baie skokkend was. Weereens dink ek maar net ons president het nie ruggraat nie. Maar die dag gelaat, vanaand kuier ons lekker saam rondom die woord. En vanaand is ek baie opgewonde om met jou te kuier in die teenwoordigheid van die Here. Willie, baie lekker om vanaand saam met jou te kuier en ek glo dat dit sommer met julle ook baie goed gaan daar by Harties by die hoërskool. Hy's 'n onderwyser en ja, doen sulke mooi werk vir die Here in lofprysing en aanbidding in sy hart. En ja, as jy nou 'n man wil hoor kan met 'n gitaar worship, dan moet jy nou Willie luister. Lekker om vanaand saam met elkeen van julle te kuier en vanaand uit 'n koue Pretoria uit. Nou ek bly langs die dam. Nou ja, dis verskriklik koud. Vanoggend toe ek so deur die ruit kyk, toe waai die wind daai karreebome so, te weet ek neem ons is in vir 'n ding vandag. Ek glo dat jy 'n lekker dag agter die rug en kan jy glo dat ons is in die middel van die week en ons is op 'n punt van om oor te gaan in Junie maand in en jy kan sommer sien hoe die seisoene draai. Jy kan sommer ook agterkom. Ja, dit sneeu op plekke. Dis op plekke baie kouer as hier in Pretoria. Nou vanaand is dit weer eens net die begeerte van my hart dat jy sommer maar net hierdie woord sal geniet en beleef God se genade. En vanaand voel ek uit my hart het om vir jou iets te sê en ek wil met jou boodskap deel om vir jou te sê jy is genoeg. Jy is genoeg. Ons sit baie keer in plekke en ons voel minderwaardig op plekke in ons lewens. Ons voel te nagekom, ons voel ons gaan dit nie maak nie, ons voel ek is nie waardig nie. Maar voor ons daar kom, wil ek sommer saam met jou bid en ek wil Here dankie sê vir hierdie man en vrou wat vanaand saam kuier en vanaand in die teenwoordigheid is, bid ek u seën, bid u teenwoordigheid en die krag en mag elkeen vanaand net sommer daar waar jy is, net ervaar die Here se teenwoordigheid en sy liefde. Mag jy vanaand net bewus word van God se teenwoordigheid. Ek bid vanaand vir jou dat hierdie woord vir jou kragtig vanaand 'n deurbraak sal bring in jou lewe deur om na God toe te gaan en hierdie woord te vat en joune te maak in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ek het nog nie wifi by my huis nie en ek kuier hier by my vriendin en lekker het ek hierso daarom nog wifi. Mense besef nie hoe geseënd jy is. Jy weet as jy al hierdie goed tot jou beskikking het nie. Soos jy weet het ek mos nou getrek en nou wag ek dat hulle amper sê ek my krag moet aankom sit. Dit voel vir my wat op sosiale platforms die hele dag is, voel of my krag en my water afgesny is omdat ek nie wifi het nie. Maar gelukkig kuier ek hierso by Karen en ek het daarom krag en vanaand nooi ek jou uit om te hoor wat die Here vir jou wil sê en jy moet vanaand ook jou binneste oopmaak, jou gees en jou hart om te hoor wat die Here vir jou wil sê. En ek weet vanaand baie keer in ons lewens vra ons, is ons goed genoeg? Jy sien, elkeen van ons word seker elke dag op een of ander manier gekonfronteer met hierdie vraag, is ek genoeg? Jy is in die tweede span en jy wil graag na die eerste span toe gaan en jy kom in die eerste span en dan kom iemand in wat bietjie beter is en hy skop jou uit en hy's terug na die tweede span toe. En dan is jy jy weet en dan in die tweede span, jy weet voel jy's nie goed genoeg vir die A-span nie en in die A-span verloor hulle 'n wedstryd en dan voel hulle as jy goed genoeg nie. In die lewe voel ons almal ook net dieselfde. Jy weet, en dit is ongelukkig die realiteit. Ons
het elke dag waar ons is ons maar in kompetisie, is daar druk, en baie keer in ons, jy weet, Sharnay, ek sien jy sê daar iets, dis nie my huis hierdie nie, ek sien jy sê hierso op TikTok, ek leef in Leksheid. Ek saai uit iemand se huis uit, so ek dink jy moet jou woorde terugtrek. Nou ja, vanaand kyk ek na die woord en ek kom agter dat ons almal, elkeen, elke dag, iewerste, jy weet, gekonfronteer word oor, is ek goed genoeg of is ek nie goed genoeg nie. En baie keer in ons lewens dan het hierdie effek op ons lewens. En ongelukkig verdwyn hierdie dilemma van goed genoeg nie as jy ouer word nie. Jy spring dit nie vry nie. Jy sal dit jou hele lewe hê, want dan begin jy wonder of jy ooit goed genoeg gaan wees vir iemand om lief te hê. Gaan ek goed genoeg wees om 'n ma te wees of 'n pa te wees vir my kinders of vir my man of vir my vrou? En jy wonder of jy goed genoeg gaan wees by jou werk. Ek wil vanaand vir jou sê, wie jy is, jy's goed genoeg. Nou vanaand dink ek en jy moet dalk hierna kyk en gaan ek ook goed genoeg jy wees vir my vriende en hierdie het 'n baie dieper hoe kan ek sê diep wortels. En vanaand dink ek ons as mens leef nie ons volle potensiaal uit nie. Ons is nie op die plek waar ons moet wees nie, omrede ons baie keer op mense se vlak, jy weet, onsself wil oordeel. En vanaand weet ek en jy is goed genoeg vir God. En partykeer is selfs jou beste voel jy nie eenvoudig goed genoeg nie. Interessant, daar's 'n woord wat hulle noem atelfobia. Is 'n fobie of die vrees dat jy nooit goed genoeg is nie. En dit is ongelukkig die realiteit. Mense voel hulle is nie goed genoeg nie. En dalk sit jy vanaand en jy luister en jy sê vir my, Stef, joh, ek voel nie ek is waardig nie. Ek voel nie ek is goed genoeg nie. En jy moet 'n bietjie verder hieroor gaan dink, want hierdie worsteling met goed genoeg het baie tentakels en dit slaan uit op verskillende plekke in jou lewe en in verskillende verhoudings waarin ek en jy staan. Hierdie is regdeur. En dit het 'n invloed op jou as mens, op jou selfbeeld, dit wat jy van jouself sê, dit wat jy van jouself dink. En eintlik vanaand, so vind ons baie mense wat dink en glo vir hulle self sê, ek is nie goed genoeg nie. En gevolglik voel jy dan minderwaardig. En ek wil vanaand by jou kom stil staan om vir jou te sê, my Boeta, jy wat luister, Sissa, jy wat luister, jy weet, jy is goed genoeg. En in hierdie minderwaardigheidskompleks of die vrees vir goed genoeg, het sy wortels ook diep in ons geloofslewe kom inslaan. En want ek en jy het heel waarskynlik groot geword in 'n geloofsomgewing waar ons gereeld amper elke Sondag, jy weet, herinner word dat ons nie goed genoeg is nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, daai geraas is maar net 'n watertank wat besig is om iewers te, jy weet, nou in te skop. Hy sal nou, dink ek, seker maar, jy weet, rustig geraak. So, ek sien, mense voel vanaand 'n bietjie, jy weet, van baan af, maar kom ons bly vanaand net gefokus op hierdie woord, want ek dink vanaand ek en jy moet op 'n plek aankom om onsself te herinner aan hierdie gedeelte, aan hoe
onwaardig ons is, hoe swak ons is. En dit laat baie kinders van die Here die vraag of ek ooit goed genoeg kan wees. En vir party mense, en hoor baie mooi wat ek vanaand vir jou sê, is dit lankal net nie meer net 'n vraag nie, maar 'n vrees. Dis 'n vrees. Nie goed genoeg voel eers vir God nie. Ek's hartseer. En dit is so, ons is nietig, ons is swak, ons is sondige mense wat niks verdien nie. Maar liewe kind van die Here, luister baie mooi vanaand. Dit is nie wie jy nou is nie. Dit is nie waar jou en my begrip van onsself eindig nie. En dalk mag jy vashak by hoe sleg jy is. Dalk voel jy vanaand ek is nie goed genoeg nie. En jy kyk in jou foute vas. Hoe swak jy is of hoe onwaardig jy is nie. Want tussen jou, en ek wil jy moet nou baie mooi hoor wat ek vir jou sê, tussen jou en jou swakheid, en tussen jou en jou minderwaardigheid, staan daar 'n kruis. En hoe wonderlik is dit vanaand om te weet, jy weet daar's 'n kruis wat tussen my en my verkeerd staan. Daar's 'n kruis wat tussen my en sonde staan. Daar's 'n kruis wat tussen my en minderwaardigheid staan. En die Here Jesus kom self in Johannes 15 en hy sê, niemand het groter liefde. Hoor hoe mooi is hierdie vanaand. Hy sê, niemand het groter liefde as dit nie. Dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En nou wil ek vanaand vir jou sê, hy kom hierso en hy sê dit so mooi, hy sê verder, julle is my vriende, en as julle doen wat ek julle beveel, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie. Hoor wat sê hy, ek noem julle nie meer minderwaardig nie, want ondergeskiktes weet nie wat sy baas doen nie. Nee, die woord van die Here kom hier en hy sê, ek noem julle vriende. Ek het julle uitgekies. Ek het julle aangestel. En dit is wat Dawid in Psalm 8 sê. As Dawid, en gaan lees, gerus Psalm 8. Ek wil jou uitnooi dat jy by 'n plek sal kom om hierdie op jou tyd te gaan lees. Vat jou Bybel en gaan lees dit. Ek gaan dit aan die einde sommer maar net vir jou lees. Maar dit is wat Dawid hier kom en hy sê in Psalm 8. En as Dawid hierdie ongelooflike werk van God se vingers sien, en hy staan oorweldig en verstom deur wie God is, vra hy in die middel van sy loflied in vers 5 'n vraag na sy eie minderwaardigheid. Hoor wat sê hy? Hy sê, wat is die mens? Hoor mooi. Hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mens dat u aan hom dink? Nou, ek gaan dit gou vir jou opbreek en hoor my hart. Hierdie Hebreëse woord wat hiervan wat is die mens gebruik word, is nie hierdie algemene woord wat vergelyk word met die Adam nie. Want Adam sê iets oor 'n selfstandige mens. Die mens wat sy eie ding kan doen. Die mens wat op sy eie self reg kan kom. Hy gebruik hier 'n ander woord vir die mens, naamlik anoos, wat beteken nietigheid, verganklikheid en broosheid. Met ander woorde, Here, hoekom dink u selfs aan my, ek wat hierdie nietige, sondige, brose en swak mens is? Dis diep. En dan antwoord Dawid hierdie vraag na sy eie minderwaardigheid met 3 opmerkings wat ek nie anders te kan as om met jou te deel oor wie jy is nie. Ek sê vir jou vanaand, jy is genoeg. Jy wat luister is vanaand genoeg. 3 opmerkings oor hoe God jou sien.
Hy sê net bietjie minder. Gaan lees Psalm 8. Hy sê net bietjie minder as 'n hemelse wese. Gekroon met aansien en met eer. Aangestel om te heers. Liewe kind van die Here, jy het 'n baie spesiale plek in God se gedagtes, in God se hart. Meer as dit, hy dink nie net aan jou nie. Jy is nie net in sy gedagtes nie. Hy het verder gegaan en hy het jou gekroon soos 'n koning gekroon. Om te heers. En hy gee vir jou, hy gee vir my, hy gee vir elkeen van ons 'n ereplek in sy skepping. Jy moet mooi hoor vandag, want in God se oë is jy baie spesiaal. Vir God is jy nie net 'n nommer nie. Jy is nie maar net 'n tweede rangse engel nie. God het jou en my raak gesien, aan jou gedink en jy is gekroon met aansien en met eer. En in die ou vertaling sê eer en heerlikheid. Wat beteken dit dat ons met heerlikheid gekroon is? Wat beteken dit? Dit beteken hy het iets van homself, sy eie heerlikheid in ons mens wees, in jou karakter, op jou lewe afgedruk. En omdat God jou gekroon het met sy heerlikheid, want dan weerspieël jy iets, ek en jy, ons, weerspieël iets van God se heerlikheid. Ek sê maar jammer, daai masjien, hy haak nou maar net vas, hy bly nou maar net raas, hy sal afskop wanneer hy moet afskop. Maar in 2 Korintiërs 3 kom hy en hy sê in vers 18, ons almal, hoor wat sê hy sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Ons word al hoe meer, en hoor wat sê hy sê ons almal word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Jy sien, die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Jy en ek is gekroon met God se heerlikheid. Jy is aangestel as God se koningskind. Klink dit vir jou minderwaardig? Lyk dit vir jou of God na jou gekyk het en gesê het, sorry, jy's nie goed genoeg nie? Hy het jou gemaak wie jy vandag is. Hy het my gemaak wie ek vandag is. 'n Koningskind, gekroon met sy heerlikheid. Dit is wie jy en ek is. Jy sien, minderwaardigheid kom nie van die Here af nie. Want jy kan net minderwaardig wees of minderwaardig voel wanneer jy jouself teen ander mense meet. En dit is ongelukkig in hierdie ratreis, probeer ons opmeet en vergelyk met mense. En dan voel jy minderwaardig as iemand anderste, want jy wil jy op iemand anderste opmeet, jy wil jy met iemand anderste vergelyk, want dan het jy nie wat ander het nie. En jy lyk net soos ander, jy kan nie soos daai persoon lyk nie, jy kan nie ryk soos daai persoon nie, jy kan nie ry wat daai persoon het nie, en is jy nie soos ander nie. Ek is uniek. Jy is uniek. As jy jouself teen ander meet, teen die wêreld meet, sal jy altyd iemand kry teenoor
wie jy teenoor wie ek en jy minderwaardig sal voel. Maar as kind van die Here word jy nie gemeet. Dis so mooi. Ek word nie gemeet teen iemand anders te nie. Jou waarde word nie aan hierdie wêreld bepaal nie. Jy is wie God sê jy is. En dit is alles behalwe minderwaardig. En as kind van God, vergeet vir 'n oomblik wat ander sê, of wat ander dink, of selfs dit wat jy somtyds oor jouself voel. God wat na jou kyk vandag, en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê, God wat na jou en my kyk vandag, hy sien nie 'n verloorder nie, hy sien nie 'n loser nie, hy sien nie iemand wat nie goed genoeg is nie, hy sien iemand wat deur sy bloed die oorwinning in hierdie wedloop behaal het. Iemand wat tot alles in staat is deur hom wat jou en my die krag gee. Iemand wat gekroon is om met sy eer en heerlikheid te werk en te lewe. Jy is goed genoeg. Ek dink as ons by daai plek kan kom om dit te besef. Ek is genoeg. Ek is oras genoeg. Dan gaan jy by 'n plek kom van om rustig te raak, jy gaan by 'n plek kom om te weet ek is wie ek is. Ek lees so mooi. God wat die hele wêreld in sy hand het, sit die hele wêreld in ons hande. Weet jy wanneer begin kinders van die Here soos koningskinders lewe? Die oomblik as hulle nie meer die leuen van die duiwel glo dat hulle nie meer goed genoeg is nie. Want dan begin hulle leef vanuit 'n krag en die oorwinning van God. Hoor die waarheid vandag. Hoor uit my mond vanaand, wil ek vir jou die waarheid mee deel. Vir Jesus, vir God, is jy goed genoeg. Goed genoeg, oor as genoeg. Goed genoeg dat hy jou aangestel het om te heers oor die stukkie aarde wat aan jou en my toevertrou is. En daarom koningskind gaan proklameer die groot koning sy heerskappy oor elkeen, oor elke deeltjie van jou en my grondgebied. Ek wil vir jou sê vanaand daar waar jy sit, proklameer sy heerskappy oor jou huwelik. Want God kan julle liefde bewaar teen enige aanval. Proklameer God sy heerskappy oor jou lewe van jou kinders, want jou kinders is God se kinders. Proklameer God se heerskappy oor jou werk. Want jy werk nie om deur mense raak gesien te word nie. Maar doen alles vir God. Proklameer eintlik vanaand wil ek vir jou sê. Proklameer God se heerskappy oor jou lewe, want jy is wat God van jou sê en nie wat die wêreld
sê en dink nie. En baie keer gee ons in oor mense se sienswyses en mense se, jy weet, gedagtes oor ons. Baie keer gebeur dinge wat jou laat minderwaardig voel. En mag jy en hoor mooi wat ek vanaand vir jou sê, sy aangestelde koning so regeer oor die stukkie wat God jou gegee het, dat ander hom al hoe meer en meer sal raak sien en saam met jou sal sing, Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam, nie op hierdie aarde nie. Kom ek en jy vanaand, kom ek en jy vanaand proklameer dit oor onsself. Kom ek en jy vat weer ons waardigheid terug in Christus Jesus. Ons neem die gestalte van Christus aan. Kom ek en jy begin glo die beloftes van God. Kom ek en jy leef soos God wil hê ons moet leef. Ek wil saam met jou bid. Here, want somtyds lewe ons soos verloorders. Want die wêreld sien eintlik nie verteenwoordigers van ons groot koning nie. Maar mense wat steeds dink hulle is nie goed genoeg nie. Nie goed genoeg vir u nie en ook nie goed genoeg vir hulle self nie. Dankie vanaand, Here, dat ek kon hoor ek is genoeg. Dankie vanaand dat ek op hierdie woord kan staan. Ek is genoeg. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Weet jy, ek wil vir jou sê wat wil handdoek ingooi, vir jou wat moedeloos is oor jou kontantvloei, moedeloos is oor jou werk, moedeloos is oor alles. Jy is genoeg. Hou op te hard wees teenoor jouself en hoor en sien vanaand dit wat God van jou en my sê. Ek wil vir jou afsluit en ek wil vir jou hier lees iets wat vir my mooi is. Hy sê in Psalm 8, hy sê, Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre, waaraan u 'n plek gegee het. Wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as die hemelse wesens gemaak, om hom met aansien en eer het u hom gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Gaan lees Psalm 8, gaan sien vanaand die heerskappy en die soewereinheid wat in sy soewereinheid wat hy jou en my aangestel het om te kan heers. Jy is genoeg. My nommer verskyn op die blaaie en ja, as jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, stuur 'n boodskap en ek sit hierdie boodskap van vanaand op ons WhatsApp groep en ek wil graag hê jy moet dit kan aftrek en
jy moet dit kan vat en ja, pas dit toe, leef dit uit, proklameer. Dit was my baie lekker gewees om vir hierdie 40 minute, 30 minute saam met jou te gekuier het en mag jy aan 'n besonder vanaand, wanneer jy in die bed kruip, of waar jy is dalk deur die dag, weer opneem jou autoriteit, weer opneem jou gesag in Christus Jesus. Vir my was lekker geweest om te hou môre aan, donderdag aande ouer gewoonte tussen 8 en 9, dan bid ons saam vir mekaar. Ons bid vir mekaar se situasies en omstandighede en ons vertrou die Here vir 'n besonderse deurbraak in elkeen se lewe. Dit was my lekker geweest om saam mee te kuier. Pas jou op en hou jou warm. Sien jou môre aand. Die Here seën.